Het ETV Kelders van Geheime gekanselleer omdat hulle nie van Afrikaans hou nie? Wel, dis wat baie mense dink. Die ding is, die waarheid is 'n bietjie meer ongemaklik. Is die waarheid regtig die moeite werd as dit soveel mense gaan seermaak? 2024 verskyn Kelders van Geheime vir die eerste keer op ETV. Dit is ETV se eerste Afrikaans vervaardigde telenovela deur van ons bekendste akteurs. As die reine waarheid, ek sweer op my broer se graf. Wyk, Satan! Almal het gedink hierdie is die groot sukses. 2 miljoen mense het gekyk na hierdie program. Ek het 'n bietjie slegte nuus. Die afgelope week is ons in kennis gestel, hierdie program is dood. Die skade is groter as wat ek ooit kon dink. K Films het dit vervaardig. K staan vir Karen Meyering, vorige baas van Kyknet wat vriende is met al ons grootste akteurs. Hoekom praat ek oor hierdie program? Dink jy ek is 'n moerse fan? Wel, om eerlik te wees, ek het die hele paar episodes gekyk omdat ek mense ken wat in hierdie program speel en omdat dit mooi geskied is. Ek het gereeld die nag gekyk terwyl ek die klank afgesit het en kos maak, want daar is onderskrifte en jy weet, as die potte prut, is dit te hard vir my om regtig te hoor wat aangaan op televisie. En want dit speel af in hierdie mooi omgewing tussen die Parel en Stellenbosch. Dis alles 'n film op 'n regte wynplaas en by 'n Parel hoërskool of laerskool. En as jy ooit gelukkig genoeg was om met Karen Meyering te praat oor Kelders, sal sy vir jou verduidelik dat sy van die begin af 'n bestuurspan by ETV gehad het wat geweldig tevrede was met die program, met die inhoud, en spesifiek die managing director Marlon Davids wat aanvanklik hierdie idee gehad het om dit te commission, was van die begin af tevrede. Hierdie is nie 'n bestuurstorie nie. Hierdie is nie 'n kanaal wat besluit ons het nie meer Afrikaans nodig nie. Dis nie waar dit gaan nie. Jy gaan nog hierdie dag berou. Ag Mina, jy het sekerlik nie gedink ek gaan vir ewig wegbly nie. Die rede hoekom mense op sosiale media sê dit is gekanselleer is omdat akteurs soos Primilla van Rensburg te veel geld vra. Dis nie waar nie. Ons akteurs verdien peanuts. Ek weet nie of ek oor die een kan kom nie. Dis nie iets wat ek oor die foon wil bespreek nie. 'n jaar nadat Kelders op ETV is, was die eerste keer wat hulle besluit het om die tydgleef vir die program te skuif, van 6:30 na 7:30. Nou, dit moes al 'n aanduiding gewees het dat dinge nie so goed gaan by ETV as wat ons dink nie. Mense doen gewoonlik hierdie goed. TV-kanale skuif gewoonlik 'n program se tydgleef, omdat hulle probeer om adverteerders saam met die program te vat. So, waarskynlik was 6:00 'n goeie halfuur, ons is nie seker nie, dalk het hulle die tipe advertensie-inkomste gekry, of was dit, het dit ten minste gelyk gebreek met die koste, met wat dit gekos het per minuut om Kelders te vervaardig. Wat waarskynlik, jy weet, as jy kyk na die produksiekwaliteit, hoe groot die cast is, dit is dalk waarskynlik 'n duur program om te vervaardig. En ETV het toe besluit, wel, hulle dalk een van twee goed gehad waarmee hulle geworstel het. Een was 6:30 en tot 7:00 was dalk nie so winsgewend so 6:00 tot 7:30 nie. En as hulle 'n program soos Kelders kon aanskuif en adverteerders saam met hulle vat, kon hulle die daaropvolgende 7:00 tydgleef ook meer winsgewend maak. Want hierdie programme is soort van dis soos 'n domino effek. As 6:00 suksesvol is, gaan mense noodwendig van 6:30 tot 7:00 bly kyk. So hulle kan dan adverteerders oortuig, ETV kan vir adverteerders sê, wel, daai 2 miljoen mense gaan nog steeds kyk na 6:30. Maar nou skuif hulle die program aan. Of dit is omdat adverteerders sê, ons gee nie om wat om 6:00 uitgesaai word nie. Ons verkies om van 7:00 af by jou te adverteer. Wat gewoonlik, jy weet, die prime uur is op meeste kanale reg oor die wêreld. Dis die tydgeleef waar die nuus gewoonlik was. Maar hierdie was nie die eerste keer wat ETV-programme rondgeskuif het nie. En dit sou ook nie die eerste keer gewees het vir Kelders nie. Hulle het ook 'n paar maande terug besluit om Kelders weer verder aan te skuif. So dit beteken nie noodwendig dat daar min mense is wat Kelders kyk nie. Ons het reeds geweet
dat daar ongeveer 2 miljoen mense is wat hierdie program kyk en dat kyksyfers gestyg het. Dis ook so oorgedra aan die mense wat in die program gespeel het. Baie van die akteurs met wie ek gepraat het, was gaande oor die feit dat soveel mense die program kyk. ETV het natuurlik geweldig baie geld spandeer aan bemarking. As jy in 'n plek soos Johannesburg rondry, was daar billboards reg oor die stad wat kelners, ek sê die hele tyd kelners in plaas van kelders, wat kelders bemark het by kunstefeeste. En mense het van hierdie program gehou. Jy's 'n lafaard. Nes my ma. In die 2 jaar wat kelders nou op ETV was, het hulle geweldig baie geld spandeer aan bemarking vir hierdie program. Hier is een daarvan. Daar was hengs en baie billboards reg oor Johannesburg op pad lughawe toe in die middestad wat kelders bemark het. Wat ongewoon is, want is 'n Afrikaanse program, ETV het nog altyd hoofsaaklik in Engels uitgesaai. En kelders was nie net in Afrikaans nie. Daar was ook akteurs, daar was stories wat in ander tale vertel is. Sizohlala apha sisota out le situation yenu. Kelders het ook baie gedoen om nuwe talent te vind. Hulle het byvoorbeeld in skole in die Parel gaan skiet. Ons is vandag op die stel van Kelders van Geheime. Ek is 16 jaar oud, ek word nog 17. Ek kom van Hoërskool Swartland en Die program het ook nogals innoverende goed gedoen rondom die program en om mense te oortuig dat daar werklik 'n Subatskloof wyn is wat daar nie is nie. Hierdie is die naam van die wynplaas waarop die program afspeel en dan was 'n hele reeks posts as jy gaan soek op Facebook, mense wat dink hulle kan hierdie wyn bestel en hulle kon nie mooi uitvind wat die prys is of waar om dit te koop nie. Jou talent in Subatskloof se drywer is nog 'n wenkombinasie. Vat 'n stukkie van Subatskloof saam met jou. In die program self het ETV nogals innoverende maniere gehad om advertensies te plaas binne in die program. So daar sou byvoorbeeld 'n billboard gewees het waarby 'n kar verbyry binne in die program en dan is daar, jy weet, 'n Rama margarine of wat ook al. Jy lieg man, ek was onder eer. So die slotsom en die rede vir my video is om vir mense te sê, as jy dit nog nie weet nie, mense kyk nie meer televisie nie. Jy sê niks vir niemand nie. Hier is nie 'n Afrikaans spesifieke ding nie. Dis nie dat jy weet ETV 'n middelvinger vir Afrikaans wys deur hierdie program te kanselleer nie. Dis nie waar dit gaan nie. Ons het groter probleme op ons hande. Adverteerders wil nie meer op televisie adverteer nie. Hulle kry baie beter terugvoer as hulle op sosiale media of op die internet adverteer. So hoekom moet hulle op televisie adverteer? En ek dink dis eintlik waar hierdie hele ding gaan. Wat besig is om met Kelders te gebeur, is die probleem dat 'n kanaal wat nog altyd, jy weet, voor almal anders was in terme van tegnologie en innovasie en hoe hulle advertensies verkoop en bereidwilligheid om te eksperimenteer in 'n nuwe taal en 'n nuwe formaat, dat dit nie meer goed genoeg is nie. Selfs al skuif jy jou suksesvolste program rond om jou adverteerders gelukkig te maak, dit werk nie meer nie, want die adverteerders is nie meer daar nie.